Die Buffelbil van Inyatikulu episode 24. Zak en Carly se trouseremonie was so mooi. En nou oortref die venue waar die onthaal gehou word alle verwagtinge wat Larry gehad het. Dit lyk soos 'n sprokieswêreld met kersse, liggies en glas. Moontlik is dit 'n nuwe besem-sindroom, maar hopelik gaan hierdie kombuis daarin slaag om die standaard hoog te hou. Larry neem die lang rye tafel, smet blomme en voorgeregbakkies af. En daarna maak sy verbyvlug by die buffettafel, nie net omdat alles so mooi is nie, maar ook om vir Geesie en haar span die foto's te wys. Hulle sal dit nie net geniet om te sien nie, maar heel waarskynlik ook inspirasie hieruit put. Lala kom staan by haar en sê dat nie alle komplimente na die lodge toe moet gaan nie. Die pragtige rose en blomme is deur Giete van 'n roosplaas afbestel en aangekoop, en dit is so mooi in daardie verskeidenheid glaspotte gerangskik deur haar wat Lala is, Giete, Barend se vrou, Benita en Marie, hulle buurvrou wat oorkant hulle by die Tron kliniek op die dorp woon. Het jy al gehoor van die legendariese badskottel, Larry? Vra Lala onverwags. Nee, nog nooit. Wie is badskottel? Dit is 'n hond, 'n teef. Badskottel is Marie se hond, die teekoppie jokkie wat sy bestel het, wat so groot soos 'n wolf geword het en net soos een lyk. 'n Kruis tussen 'n wolf en 'n labrador. Jy het seker gehoor van die wolf wat op ons dorp gewoon het. 'n Wolf? Nee, ek het daardie een gemis. Larry is seker dat Lala haar been trek of met haar gek skeer, omdat sy mos 'n sogenaamde Australiër is en nie veronderstel is om enigiets van Afrika en sy diere te weet nie. Behalwe dat die meeste ander mense daarom ook intussen uitgevind het dat sy hier in die Laagveld gebly het en groot geword het tot sy ongeveer 16 jaar oud was. Jep, regtig, ek sal jou nog eendag alles vertel, beloof Lala. Badskottel het die mooiste persoonlikheid wat jy nog aan 'n yslike groot wollerige hond gesien het. Maar jy sal Badskottel môre persoonlik daar by die kliniek ontmoet, want julle kom ons na die spesiale seremonie wat daar by die kliniek gehou word, sodat die uitgebreide dieregesin van ons en hulle vriende ook die troue kan bywoon. O ja, ek mis dit niks van niks in die wêreld nie, antwoord Larry. En toe kyk sy rond om te sien waarheen Luca en Doc Harry saam verdwyn het, want die gaste neem al hulle plekke in, en eers toe Larry ook sit, kom Luca en Harry haastig by die sydeur ingestorm. Die musiek begin speel en die bruidspaar stap in. Fafa, die seremoniemeester, het 'n lysie en program by Lala en die bruidspaar gekry en almal hou hulle gelukkig daarby. Hulle hou ook 'n bietjie toesprake, kort en interessant. Almal eet van die voorgereg wat by die tafels bedien word en daarna skep die gaste by die buffettafel. Nagereg gaan die groot wortelkoek wees, wat so mooi met roomkaas en suikerrose versier is, waarna die seremoniemonster, Fafarode, afkondig dat die bruidspaar nou maar die dansvloer mag open, sodat die feeste 'n nuwe dimensie mag bereik. En anders, as al daardie vreeslike geoefende passies van die meeste moderne bruidspare, neem Zak sy bruid in sy arms en stap na die middel van die dansvloer, en toe lig hy 'n arm en roep lachend uit. Kom julle, ons kan nie dans nie, so die wat kan, moet ons asseblief kom join en uithelp. Maar dit is ook nie asof hy van plan is om haar weer uit sy arms te laat gaan nie. Nee, Zak gee glad nie om daar in die middel van die vloer in almal se pad te bly staan nie. Solank Carly net in sy arms kan wees. Die mense wat wil dans, moet dit maar rondom hulle doen. Barend en Benita stap eers nader, en toe sit Harry, Giete, Sipho en Lala wat ook op die dansvloer stap. R.W. Stromberg gaan tree vir Marie aan, en dit laat Larry wonder wanneer Luca haar uiteindelik gaan vra om te dans. Hy het haar mos gevra of sy kan sakkie, jy weet. Nou beter hy kom en sy eie slag wys. Maar dit is Ralph wat na haar toe aankom en vra met haar te dans en Luca sê niks. Wel, hoekom nie? Besluit Larry en stap saam met Ralph tot op die dansvloer. En daar dans die man toe nie te sleg nie.
Hy het waarskynlik danslesse geneem en hy het nogal ritme in sy lyf. Amper geniet sy die foxtrot waarmee hulle daar wegtrek. Wanneer die musiek ophou speel, wil almal gaan sit, maar Ralph hou Larry eers vas. Hy wag dat die volgende stuk moet begin, dan moet hulle aangaan waar hulle laas opgehou het, duidelik. Maar Doc Harry stap na die mikrofoon toe. Hy betuie dat hy iets het om te sê. Toe haal hy die mikrofoon van die stander af en tik 2 maal daarop om almal se aandag te kry, waarna hy begin praat. Ek weet almal het klaar hulle toesprake gemaak en ek is dankbaar dat ek ook nou weet met watter fantastiese klomp mense ons hier te doen het. Veral daai Dr. De Vos, dis nou myself, as ek so na julle mooi woorde luister. Ek wens net ek het ook daai ou geken destyds. Dan het ek my verantwoordelikhede ernstig opgeneem, so dankie Luca. Die mense begin lag en Larry dink, ja Luca het voorwaar 'n oulike toespraak gemaak. Hy het ook genoem dat hy vir Doc Harry De Vos die eerste keer saam met die veeartsgroep leer ken het, by 'n projek wat Gita in die Wildtuin bestuur het. Die verband blykbaar tussen olifante, muise en hartversaking by die olifant. Maar dit is nie dieselfde hartversakings wat vrouens kry wanneer hulle 'n klein muisie in hulle huis sien nie, waarvoor almal te lekker gelag het. Luca het genoem hoe hy en die ander jong skoolseuns en mansstudente almal gedink het dat hierdie jong vroulike veearts die Eva is, waar volgens alle vroue behoort vervaardig te wees. Luca was gelukkig om een van die skoolseuns en studente te wees, want hy was 'n wildtuinkind. Dit is mos waar hy groot geword het. Toe kom Doc Harry op die toneel en toe besef hy dat nie eens hy of enige van die ander japsnoete daar tussen hulle hierdie man se groot skoene sal kan volstaan nie. Doc Harry was 'n raakvatter en slim, ook nog jonk in daardie stadium, maar 'n man na wie hulle almal opgesien het, vir wie hulle kon vra en hy die antwoorde reg gehad. En dit is hoekom hy op hierdie wonderlike geleentheid, waarop hy bevoorreg is om vir almal te vra om 'n glasie te klink op Doc Gitetron, sommer vir Harry ook wil insluit. Ja, en sy woorde het goed afgegaan. Nou staan Harry met die mikrofoon in die hand. Mag ek net noem, dat dit nie in disrespek vir my pragtige vrou is wat ek nou doen nie. Ons was in 'n gewapende roof, vir die wat nie weet nie, en sy het dit ongelukkig nie oorleef nie. Ek ook so byna nie. Hy sluk, staan 'n oomblik asof hy nie meer wil of kan aangaan nie, maar toe praat hy tog verder. Maar daarby 'n step down in Pretoria. Wie sit daar saam met my in die terapiegroep? My ou studentemaat, my eerste liefde. En ek sê weer, dit doen nie afbreek aan die lieflike en kosbare jare wat ek en my vrou gedeel het nie. En dit is nie asof ek nou in 'n ding wil inspring nie. Maar terwyl ek en Luca net nou so 'n bietjie gesels het, vertel hy vir my van sy ouers wat hulle 60ste huweliksherdenking in die week gaan vier en dat hy beplan om vir hulle 'n lied te speel. Hierdie een. En toe besluit ek om die gedagte by hom te leen en dat ons dit vanaand met julle ook wil deel. Met die bruidspaar nommer 1 omdat hulle nog relatief jonk is. Ek wil vir julle sê, geniet mekaar terwyl julle kan en onthou, die lewe begin eintlik elke dag. Dit wat vir jou nog oor is, maar dit kan môre, vanaand, nou, enige oomblik van jou af weggeneem word. Doc Harry stap met die mikrofoon in sy hand na Gita, waarna hy sy hand uitsteek en haar nader trek. Maar veral wil ek hierdie lied aan jou opdra, my liewe Gita, nou my kollega, en aan almal wie vanaand voel dat dit vir hulle iets kan beteken. The older I get, Alan Jackson. Hy draai na die DJ en knik, en daar begin 'n gitaar inleiding speel, en Larry hou haar asem in en wag op die woorde. Sy voel hoe Ralph haar los en een kant toe stap. Dit is beslis nie 'n lied waarop hy sal wil dans nie. Of iemand anders het hom op die skouers kom tik en gewys, gee pad ou maat, jy staan nou op my plek vir die oomblik, want daar gaan 'n paar ander arms van agteraf om haar en iemand trek haar styf teen hom vas. Luca Willemse,
Sy ken sy reuk van sy naskeer en deodorant, maar selfs daarsonder weet sy net, dat dit hy is, en dit voel reg. Reg om 'n oomblik soos hierdie, met hom te deel. Reg om te weet, dat dit eintlik op 'n manier sy lied mos ook is, as hy en Harry dit afgespreek het, en dan kom die woorde van die lied. The older I get, the more I think, you only get a minute, better live while you're in it, 'cause it's gone in a blink, and the older I get, the truer it is. It's the people you love, not the money and stuff, that makes you rich. And if they found the fountain of youth, I wouldn't drink a drop, and that's the truth. Funny how it feels. I'm just getting to my best years yet. The older I get, the fewer friends I have. But you don't need a lot when the ones that you got always got your back. And the older I get, the better I am at knowing when to give and when to just not give a damn. And if they found a fountain of youth, I wouldn't drink a drop, and that's the truth. Funny how it feels. I'm just getting to my best years yet. The older I get, and I don't mind all the lines from all the times I've laughed and cried, souvenirs and little signs of the life I've lived. The older I get, the longer I pray. I don't know why. I guess that's I've got more to say. And the older I get, the more thankful I feel for the life I've had and all the life I'm still living. Hulle dans nie, niemand dans op die lied nie. En wanneer die musiek uiteindelik stil raak, is dit asof daar 'n gewyde oomblik in die saal is. Een wat 'n oomblik van stilte verdien. Die DJ's speel daarna weer 'n vinniger stuk, maar die mense kies nou dat die musiek sagter moet wees, sodat hulle eerder kan gesels. Fafa tree die bruidspaar aan om die wortelkoek te sny. Daarna is dit die tradisionele gooi van die ruiker en Marie vang die blomme. En natuurlik is daar die kousband storie, waar Zak onder sy bruidse rok teen haar bobeen moet opskarrel vir die kousband, en Benji storm nader om te kom help. Is dit nie een van daardie strooijonker se pligte om sy broer te gaan help nie? Nee, ek dink nie so nie, besluit Barend. Daar is nie veel ouens wat wag om die ding te vang nie, want helaas, dit is mos maar 'n klein intieme troue. En RW besluit dit is verspot. En net omdat Ralph, Harry en die klomp vir Lukas saamsleep om te gaan kyk hoe Tant Koek se hoenderhaan met sy hen se bobeen stoei, steek hy toe maar 'n hand uit toe die oulike wit rekkerige dingetjie los oor al die ander se koppe trek. Hy is mos so 'n klein bietjie langer as hulle. En wat gebeur? Tot Luka Willemse se eie verbasing is hy die een wat met die kousband in sy hand staan. Nee, no ways, beslis nie, onder geen omstandighede nie, verklaar hy en oorhandig dit ewe plegtig aan Harry. Jy kan maak met wat jy wil, die dobbelsteen het nou op jou geval, spot Harry en sit die kousband aan sy eie arm en skuif hom op tot boei op sy boarm. Ongeveer 12 uur kom die heerlike kuier op 'n einde en Larry hou aan Lukas se arm vas terwyl hulle na hulle vakansiehuisie toe stap. Sy voel teleurgestel toe hy net nag sê en by sy kamer instap, nie eens 'n klein goeienag pik soentjie nie. Luka Willemse is voorware ontembare bachelor. Luka Willemse voel beslis nie op sy beste na 'n dag soos die se Minnewalis nie. Die krapwond oor sy skouer pyn alweer. Hy stap by die badkamer van sy slaapkamer in en trek die klere van hom af. Daarna trek hy sy sweetpak aan en haal sy leesbril en pakkie pille uit
En as Larry nie in die slaapkamer langs hom was nie, het hy nou gestaan en sing, hoe ouer ek word, hoe langer vat my wonde blykbaar om gesond te word, en hoe ouer ek word, hoe meer pille en verbande moet ek gebruik, en hoe ouer ek word, het ek 'n leesbril nodig om te lees wat ek op my voorskrifte staan. Hy leun vorentoe en gluur homself in die spieël. En hoe ouer ek raak, is daar 'n paar plooie van lag en huil ook sommer by, en beslis 'n klompie souvenirs van my pasiënte, wat nie altyd 'n boksie chocolates of 'n bottel whisky terugbring, om dankie te sê, omdat hy 'n strik of 'n loodpunt uit hulle gehaal het nie. Nee, vanaand voel Luca 100 jaar oud, brille en pille. Yes, the older I get. Vir die eerste keer drink hy een van die slaappille, ook wat die dokter vir hom daar in Skukuza voorgeskryf het. En steeds neem dit die beste dele van 'n uur om sy brein genoegsame afgeskakel te kry, sodat hy uiteindelik kan wegdommel droomland toe. En dit is alles Larry se skuld. Dit is aan haar wat hy nie kan ophou dink nie terwyl hy wakker is nie, en ook nie toe hy uiteindelik aan die slaap raak nie. Hy het vergeet, dit is wat slaappille gewoonlik aan hom doen, dit is hoekom hy die goed nie wil drink nie. Hy kry nagmerries. En nagmerries is mos die som totaal van vele invloede en vlietende gedagtes en dinge wat deur die dag met jou gebeur het. Hy droom, hy hou Larry in sy arms. Hy weet hy wil met haar liefde maak, maar hy mag nie, en net voor dit gebeur, stap Dirk en sy eie pa by die kamer in en trap hom ewig uit. En wie vertel vir hom dat hy nie mans genoeg is vir Larry nie? Ene Ralph Bester. Die man sê, jy's te oud, Luca Willemse, the older you get, jy weet. As 'n man onder 50 is, maak die ouderdomsverskil tussen jou en 'n vrou nie veel saak nie. Larry is maar 48 en jy is 54, jy weet. Hoekom vertel hy dit vir Ralph? Hy hoef niks aan hom te verduidelik nie, maar hy is nog reg, jy weet. En dit gaan nie hier oor ouderdom nie. Dit is nie die hoeveelheid myle wat jy op het nie. Luca hoor die deur oopgaan. Dit is Larry en sy stap op die stoep uit. Sy gaan daar huil, my ene Ralphie soep, roep sy oor haar skouer, en daar op die grasperk sien hy hoe die jonger man haar inwag. Maar terwyl Luca nog so na hulle staan en kyk, kry hy kolle en verander in 'n luiperd. En toe Ralph op Larry afsak, maak hy sy bek oop en vou dit oor haar gesig, en wanneer hy sy bek wegvat, is haar gesig ook weg, en daar is net 'n bloedmassa waar Larry eens gelê het. Sy's dood, Luca, vertel Dirk vir hom in sy nagmerriedroom, met dieselfde stemtoon as wanneer hy sal sê, my Land Rover se battery is pap, kan jy gou jou cruiser nader trek, sodat ons die ding kan jumpstart, dankie. Dit is nie 'n major issue nie, maar dit kan iets wat lastig wees, jy weet. Maar Luca voel asof sy hart uit sy borskas skeur deur hierdie slegte nuus. Nee, nie Larry nie, prewel hy ontsteld, net nie Larry nie. Nou vir wat het jy nie beter na haar gekyk nie, vra Dirk daar in sy droom. Dit was buite my beheer, snik Luca homself wakker. Deur die weer van die slaappil en ontsteltenis van die droom, sit hy regop en skakel sy bedlampie op die kassie langs hom aan. Dit is 3 uur in die oggend en hy's heeltemal onvas op sy voete toe hy uit die bed klim en by die slaapkamer se deur uitstrompel na die kamer langs aan. Asseblief, laat sy net nog leef, vra hy mooi, en skakel die ligte aan so ver as wat hy gaan, totdat hy by haar kamer kom en haar lig aanskakel. Sy is daarom oukei, sien hy toe sy ontsteld wakker word en regop sit. Luca, wat gaan aan? Is jy oukei? Ek dink so, ek het 'n aaklige droom gehad, en toe wil ek net kom kyk of jy oukei is, praat hy. Sy mond is kurkdroog, sy tong steek skoon op sy verhemelte vas. Ja, ek is dors, ek dink ek moet water drink. Hy stap verby kombuis toe en skakel die lig daar ook aan. Hy haal 'n botteltjie water uit die yskas, en wanneer hy omdraai, staan Larry met piering oë agter hom. Luca, is jy seker jy is oukei? Ek was nog nooit beter nie, dankie.
Hy stap verby na sy slaapkamer toe en val tussen die beddegoed in, net vaag wegbewus van die feit dat Larry in die deur vir hom staan en kyk met haar hand voor haar mond. Ja, dit is wat die blerrie slaappille aan hom doen. Onthou hy toe mos alweer. Die ergste is, môreoggend gaan hy waarskynlik geen idee hê wat hy vannag gedoen het en wat in hierdie huis aangegaan het nie. Hy trek die duvet oor hom en daarna maak hy sy oë toe. Larry staan 'n oomblik versteen en kyk hoe Luka weer terugklim in sy bed en die duvet oor hom trek. Sy kop raak nie eens aan die kussing nie, toe is hy asem alweer reëlmatig. Larry kan sweer dat hy alles wat hy nou gedoen het, in sy slaap gedoen het. Sy stap tot by sy bedkassie en maak die waterbotteltjie toe en toe skakel sy die lig daar af. Sy buig oor hom en soen hom op die kant van sy kop. Lekker slaap, Luka. Hy roer nie, hy hoor nie. Larry stap uit en skakel die sitkamer en die kombuisligte wat hy in sy wandeltog aangeskakel het weer af. Sy maak seker dat die voordeur gesluit is en gaan steek die sleutel weg, net vir ingeval die man dalk weer in sy slaap loop en sy pad na buite vind, na die oerwoud, waar sy mos self gesien het wilde diere rondloop. Tevrede dat Luka nie in die nag kan ontsnap en iewers in die moeilikheid gaan beland nie, maak sy eers 'n draai na haar eie badkamer, voordat sy haar kamerlig en bedliggie afskakel en terugklim in die bed. Sy lê eers lank en luister na die rustige asemhaling uit die kamer langsaan, voordat Klas Fakie haar kom verlos. Van daardie oomblik af gaan sy vir altyd bekommerd wees oor Luka Willemse as hy dalk besluit om iewers in die nag in sy bakkie in die veld oor te bly. Wat as hy daar in sy slaap loop, reguit in 'n seekoei en krokodil besmette dam of rivier in? Of iewers tussen 'n leeutrop in, wat wag vir 'n enkel lopende buffelbul om in hulle hinderlaag te beland? Nee, kyk, nou het sy alles gesien en beleef in Afrika. Sy's mal oor die man, maar hy is 'n gevaar. Vir homself, jy weet, word vervolg.